die mense wat ons in ons lewe het, of dit wat hulle vir ons sê waar is of nie waar is nie, dan raak daai verhouding ongelooflik moeilik. Nou praat ek nie net van romantiese verhoudings, man of vrou, of man of, ou of meisie nie, in jou vriendskappe, in jou ouer en kinderverhoudings, in jou werknemersverhoudings, die oomblik as jy begin vra oor alles, is dit waar, of is dit nie waar nie, dan begin daai hele verhouding disintegreer. So, ons praat vandag oor geloof, want dit is op die ouene wat dit is. Geloof is die vraag, is dit waar of is dit nie waar nie? Is dit wat ons van God weet, waar of nie waar nie? En dan gaan ons praat oor hoe dit ons nader bring aan die Here of verder vat. So, dis waar ons gaan praat. Soos julle weet, ons is al vir 'n ruk lank besig met die tema van intimiteit met God. En ons het gekyk na die Israeliete in die woestyn, hoe hulle gesukkel het om God te vertrou. En gekyk na die gemeentes in Openbaring, wat nie warm is nie en ook koud was nie. So 'n paar weke terug het Louis gepraat oor hoe die skrif ons nader aan God bring, en so 2 weke terug het ek gekyk na hoe dit prakties kan lyk. Hoe ons kan seker maak, die skrif help ons tog in ons intimiteit met God. En toe nou verlede week het Louis begin praat oor die rol van geloof en Hebreërs 3. En vandag kyk ons weer 'n bietjie na die praktiese kant ook daarvan. Hoe kan ons seker maak ons geloof is besig om ons nader aan God te bring? Voor ons daarby kom eers terug by laasweek se vraag. Louis vra eerstens, waar lê jou stresstakke vandag? So miskien is dit sommer weer 'n goeie vraag om te vra, want dit sê ook vir ons 'n bietjie iets van ons vertroue, en dan ook, hoe gaan jy te werk om die Here meer te vertrou? Vraag wat hy aan die einde van die diens gevra het. So kom ons gesels gou hieroor, kom ons vra vir mekaar hierdie vraag. Ek wil net vinnig vra, is daar enigiemand in die gemeente wat al ooit gestres het? Okay, enigiemand wat in die laaste week gestres het? Okay. Ek wil nie julle met skuldig verloor nie, ons almal het nog plek om te groei, en dit is 'n groei area, maar ek is niks anders as julle jy weet, preek skryf is vir my ook maar stresvol. As ons nou vandag praat oor geloof, en hoe ons nader kom aan God, in terme van ons geloof, of deur ons geloof, dan wil ek ons moet begin met die vraag, wat is geloof nie? Want ek dink ons almal het 'n prentjie van geloof. As jy die woord geloof hoor, dan dink jy in 'n sekere rigting, jy het 'n paar konnotasies daaraan. En ongelukkig, die wêreld en Christendom in die wêreld leer ons 'n klomp verkeerde goed oor geloof. En dit is sleg om dit so te sê, maar dit is die waarheid. Daar's onder andere die aanname dat geloof beteken jy moet jou brein afskakel. Dat om te glo beteken jy mag nie meer dink nie. En dis net die waarheid. Nêrens in die Bybel sê dit vir ons, hou op dink en vertrou. Nou dit is, ek weet, ek trap nou op gevaarlike grond hierso, maar ons sal baie keer hoor dat Christene vir mekaar sê, moenie te veel dink oor jy glo nie, of moenie soek vir die antwoorde nie, dis nie jou plek en jy vertrou nie die Here, of jy van persoonlike gunstelinge, jy moet net glo soos 'n kind. Julle weet dis nie wat daai vers beteken nie, right? Dit gaan nie oor om eenvoudig te glo nie. Dit gaan oor om met vertroue te glo. Dis wat dit beteken om te glo soos 'n kind. En met die uitsondering vir as jy miskien iemand is wat goed oordink, dan kan jy miskien ook 'n bietjie minder dink, maar as dit nie jy is nie, dan mag jy dink as jy glo. Om die waarheid te sê, dis 'n belangrike deel van geloof. Dit is hoekom die Bybel ook sê, ons drink nie meer melk nie, ons eet nou die vaste kos van die geloof. Dis die meer challenging goed, die moeiliker goed van die geloof, waarmee ons besig raak. En jy kan nie dit net ignoreer en afskryf en maak asof dit nie daar is nie. Daar's 'n plek daarvoor. Dis deel van ons geestelike groei, is om te dink. Dis ook hoekom ons goed het soos logika, kritiese denke, apologetiek, geloofsfilosofie. En dis 'n klomp fancy woorde vir goed wat eintlik al klaar in jou kop aan die gang is, wanneer jy besig is om oor God te dink, sonder dat jy dalk die name daarvoor ken. Dit is daar, en God het dit daar gesit. So ons moenie dink geloof
beteken jy moet breindood wees nie. Inteendeel, Jesus het self vir sy disippels gesê, as julle nie glo op grond van wat ek sê nie, glo dan op grond van wat julle sien. En dit was eintlik 'n kerndeel van hoe die Jode, die Hebreërs eintlik voor Jesus se tyd ook geglo het. Dit was op grond van ervarings. Dis hoekom hulle vir mekaar stories vertel het, want dit maak dat jy glo met logika nie sonder dit. So eerstens, geloof is nie breindood nie. Tweedens, geloof is nie 'n onsigbare krag. Nou, op hierdie punt raak dit nog meer gevaarlik, want julle almal sal al gehoor het iemand sê, as jy net genoeg glo, dan sal. As jy net genoeg glo, dan gaan iemand gesond raak. As jou geloof net sterk genoeg is, dan kan jy sien hoe mense uit die dood het opstaan. Dis nie dat dit nie waar is nie. Die gevaar daarin is, hoe dit ons laat dink oor geloof. Dit maak op die ouene dat ons begin glo in geloof, en nie glo in die Here nie. En ongelukkig dit dan baie saam met hierdie TV-predikers en ouens wat sal sê, glo net genoeg en die Here gaan vir jou gee wat jy wil hê. Glo net genoeg en jy sal 'n goeie oes hê. Glo net genoeg en jou kinders sal gesond wees. Dan maak ons van die geloof 'n tipe krag op sigself. Ons maak van die geloof amper iets soos die force van Star Wars, wat jy kan rondbeweeg en kan gebruik om die wêreld te verander. Dis nie wat geloof is nie. Jy glo nie in geloof nie, jy glo in die Here. En as jou geloof op die ouene vir jou die maatstaf word, dan elke keer as iets sleg met jou gebeur, dan gaan jy glo, ek het nie die geloof nie. Of selfs nog erger, ek is nie lief vir die Here nie, of hy is nie lief vir my nie. En weer eens, mense haal verse aan soos, as jy maar net die geloof van 'n mosterdsaadjie gehad het, dan kan jy berge verskuif. Weer eens, dis nie waaroor Jesus besig was om te praat daar nie. Hy het gepraat oor hoe sterk jou geloof is nie. En ons gaan net nou terugkom by 'n storie van Jesus ook. Dit gaan eerder oor, waarin glo jy? Waaraan is jou geloof gekoppel? En dis 'n belangrike vraag as dit kom by ons intimiteit met God ook. So, geloof is nie onsigbare krag nie, en dan wat baie saamhang daarmee, geloof is ook nie 'n formule nie. Dis nie 'n ding van as jy op die regte manier glo, die regte goed sê, die regte gebedjie bid, met die regte woorde, dan gebeur goed soos wat jy dit wil. En al drie hierdie goed het ek al verskeie kere in my lewe gehoor dat mense dit preek. Ek was dalk selfs skuldig daaraan, ek weet nie, hoop nie so nie, maar die kans is daar. Die probleem is, dit kom so maklik in ons woorde en ons taal in. Ons dink so maklik in hierdie terme, en eintlik, te verloor ons oog op waaroor dit regtig gaan. En ons maak van geloof iets wat dit nooit veronderstel was om te wees nie. So natuurlik dan wil ons die vraag vra, wat is geloof? Want ons moet geloof reg verstaan ook, sodat ons geloof ons nader aan die Here kan bring. Ons gaan Hebreërs 11 lees. Ek gaan die verse op die bord ook hê, so julle kan dit daar volg. Ons gaan definitief nie die hele hoofstuk lees nie, hy is nogal lank. Ons sal 'n bietjie van die stories daar deel, maar ons begin met vers 1. Wat sê, om te glo, en dit is die definisie van geloof, is om seker te wees van die dinge wat jy hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat jy nie sien. Nou, hierdie klink vir ons onderste bo, en op 'n manier is dit ook. Want, ek bedoel, dit maak net nie op 'n aardse manier soveel sin nie. So kom ons probeer dit verstaan. Om te hoop, beteken jy sien nog nie iets nie. Dit sê die Bybel ook vir ons. Jy weet, mens kan nie hoop op iets wat jy klaar het nie. Dit gaan nie sin maak vir my om te sê, ek hoop ek het 'n pen, potlood in my hand nie. Ek het hom klaar. Dis nie hoop nie. Dis logika. Dis fisies wat klaar bestaan. Hoop is iets wat jy nog nie kan sien nie, maar wat jy tog op 'n manier raak kan sien. Dis is byvoorbeeld, as mens dit so kan stel, ek hoop ek kan 'n verhoging kry. Ek is okay. Julle hoop jy kan 'n verhoging kry, maar jy het dit nog nie. Dan hoop jy daarvoor. Of as jy in 'n meisie belangstel of in 'n ou, jy hoop julle kan op 'n date gaan.
Dit kan jy hoop selfs al is jy getroud. Iemand anders nie met jou eie vrou of man. Jy hoop julle kan tyd saam spandeer. Jy hoop julle kan ordentlik by mekaar uitkom. So die hoop is iets wat jy nog nie het. Nou, hoe kan jy seker wees daarop? Wel, om dit te vergelyk, sal wees om te sê, jy hoop vir 'n verhooging byvoorbeeld, jy sê vir jou vrou daarvan, en dan kom jy by die werk, en jou baas sê vir jou, weet jy, ek het gesien jy werk die laaste tyd baie hard, ek is beïndruk deur hoe jy werk, ek gaan vir jou verhooging gee. Jy het nog nie verhooging nie, geld is nog nie in jou sak nie, maar nou het jy hoop met 'n stuk sekerheid by, want iemand het vir jou dit gesê. Of weer eens, jy hou van die ou of die meisie, en terwyl julle gesels, spreek julle af op 'n datum waar julle saam gaan koffie drink, saam ietsie gaan eet. Nou het jy hoop, maar jy het ook 'n stuk sekerheid waar jy saam gaan. Jy het ook hierdie stuk opgewondenheid wat sê, maar daar is nou 'n datum. Dit kom neer op 'n belofte. So vir ons om seker te wees van wat ons hoop, beteken dat ons hoop in iets waar 'n belofte aan gekoppel is. Dis nie net die tipe hoop wat jy in die lug ronddraai nie. Om te glo is om te hoop vir iets wat klaar beloof is. En die beloftes is al baie van in die Bybel. Daaroor hoef ons nie te twyfel. God het vir ons al 'n klomp beloftes gemaak. Die probleem kom eerder as goed begin glo wat die Here nie beloof het. Maar ons kan net daarby ook terugkom. Dan gaan ek aan in vers 2 en sê, dit is immers van die hulle geloof dat oor die mense van die oudheid met soveel lof getuig is. En dan gaan Hebreërs aan en hy praat oor hierdie mense en hy noem 'n klomp name. En dis name wat ons ken. So, ek gaan dit net vir julle 'n bietjie toets. Gou vinnige Bybelkennis, wie van julle het al gehoor van 'n ou met die naam Noag? Daar is 'n paar kinders wat hande opsteek, julle moet maar vir die groot mense leer wie Noag is, want hulle weet duidelik nie. Wil iemand gou vir my net in een sin vertel, wat het Noag gedoen? Hy het die ark gebou, exactly. En hoekom het hy dit gedoen? Want God het vir hom beloof, daar gaan reën kom. In die middel van die woestyn het God gesê, kom reën, jy moet 'n ark bou, en hy het dit geglo, en hy het dit gedoen. Wie van julle het al gehoor van 'n ou met die naam Gideon? Daar is nog steeds 'n paar mense wat hande opsteek is. As jy hande swaar vanoggend, wat gaan aan? Wil iemand probeer, wat het Gideon gedoen? Bernard, ek is bekommerd. Kategese. Miskien 'n bietjie opgeslip. Een vir die volwassenes, help ons uit, wat het Gideon gedoen? Baie dankie. Gideon het 300 manne gevat. Hy het begin met 'n paar duisend, hy het hulle al hoe minder gemaak tot op 300 en hy het die Midianiete verslaan wat 'n klomp duisend was. Baie meer. Want die Here het gesê hy kan en hy het geglo dit wat die Here vir hom beloof het. So kan ons aanvang met die stories. Daar's 'n klomp van hulle. Kom ons dink aan iemand soos Abraham. God het vir Abraham beloof, ek gaan jou 'n groot nasie maak. Dit het gebeur. Om die waarheid te sê, Abraham het meer as een nasie geword. Ken julle enigiemand, by the way, wat ook 'n nasie geword het? Kan julle aan enige name dink? Mens kan miskien dink aan ouens soos Caesar wat groot ryk gebou het, maar dit is nie sy nageslag. Of jy kan dink aan iemand soos Genghis Khan wat weer groot nageslag gehad het, maar dit was nie 'n nasie. Abraham is die enigste ou waaraan ek kan dink wat 'n nasie geword het. Meer as een. Saam met dit het God ook vir hom beloof, ek gaan jou naam groot maak. En aangesien hande redelik swaar is vandag, kan ek net met die kop, julle het al gehoor van Abraham, right? Great, ek is baie bly om dit te hoor. So dis waar, God het Abraham se naam groot gemaak. En saam met dit die belofte, dat hy deur Abraham se nageslag die wêreld sou seën. En dit het hy gedoen. Deur Jesus is die hele wêreld geseën. Uit Abraham se nageslag. So, die ouens het beloftes van God af gekry. En hulle het opgetree.
Abraham het sy land verlaat, hy het getrek na 'n ander land toe, want God het vir hom iets beloof. Noag het 'n ark gebou, Gideon het 'n klomp ouens gaan verslaan, en so kan die storie aan. Moses is terug na Egipte toe. Die ander rigters het almal opgestaan teen die vyande. Daar's storie op storie op storie, en Hebreërs 11 is maar net 'n paar van hulle. Wat vertel van mense wat optree omdat hulle belofte gekry het. Wat iets doen omdat hulle geglo het en seker was van iets waarvoor hulle hoop. Nou, hulle was almal mense. So ek is seker, as jy vir Moses moes vra, is jy seker? Is jy seker jy moet Egipte toe gaan? Is jy seker jy gaan die volk daar uitkry? Is jy seker jy gaan nie doodgemaak word? Dan sou Moses vir jou gesê, ek weet nie wat hy gehakel het, dis reg. Hy sê eerlikwaar vir jou gesê, hy kan nie 100% seker wees nie, want hy is 'n mens, maar hy glo. Hy kies om te glo, en hy kies om iets te doen. En die kom die catch. Hebreërs 11 vers 13 sê vir ons, terwyl hulle steeds geglo het, terwyl hulle seker was van wat hulle gehoop het al die mense gesterf, sonder om te bekry wat geloof is. Maar hulle het in die verte gesien en daar gejuig, en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bybelloos is. Sien, dis waar die verskil inkom. Hulle het 'n prentjie gesien wat verder was as hulle eie lewe. En ons is geneig om so maklik ons geloof te koppel aan dit wat binne ons lewe gebeur. Hoe gaan dit met jou finansiëel? Hoe gaan dit met jou gesin, met jou huwelik? Hoe gaan dit met jou kinders? Is hulle gesond? Kom hulle deur? Het hulle universiteitsgraad? Hoe gaan dit met jou verhouding met jou broers en jou susters of jou vriendskappe? En as daai goed nie vir ons werk nie, dan sukkel ons geloof ook. As dit nie met ons goed gaan, met ons fisies nie, of geestelik nie, ek bedoel emosioneel goed gaan nie, dan sukkel ons. Want ons sukkel om die prentjie te sien wat verder is. Hierdie ouens word daar vandag nog oor gepraat, hier by ons in die kerk en kerke reg oor die wêreld, omdat hulle geglo het. En die geloof was nie iets wat hulle in volheid gesien het nie. Ja, Abraham het sy seun gesien, miskien sy klein seun ook as hy gelukkig was, maar hy het nie die volheid van die belofte gesien. Gideon het gesien hoe 300 ouens 'n nasie verslaan, maar hy het nooit regtig gesien hoe vrede lyk nie. Ewige vrede. Moses het gesien hoe die Israeliete uit Egipte uitkom, maar hy het nie die beloofde land regtig gesien nie. Hy het gesien hoe hulle hom oorvat nie, en hy het ook nie gesien wat daarvan sou word nie. Nie met sy eie oë nie, maar hy het geglo. Hy het nie verte gesien. So, as ons hierdie ouens stories hoor, dan moet ons verstaan, God het vir hulle iets beloof, maar hy het ook iets beloof wat hulle nie sou sien. So geloof is ook om vas te hou aan die goed wat ons dalk nie in ons eie lewe gaan sien. En dan raak dit vir ons moeilik. Dan raak dit vir ons reg moeilik. So as ons klaar gesê het, geloof is nie 'n onsigbare krag nie, dis nie 'n breindoding nie, dis nie 'n formule om in die lewe te kry wat jy wil hê nie. En ons sê geloof is ons hou vas aan iets wat ons nie sien nie. Dan kan mens vra, maar hoe dit gelyk nou? Hoe het Jesus gedink oor geloof? Dit word vir ons so op 'n baie eenvoudige manier verduidelik in Lukas 5 vers 12. Jesus is in 'n dorp, daar kom 'n melaatse ou na hom toe, en die melaatse ou sê vir hom baie eenvoudig: Here, as U wil, kan U my gesond maak. Die verskil tussen geloof en bygeloof is die woordjie kan, eerder as die woordjie sal. En ek wil nou nie sal in terme van 'n vraag nie. Ek het al weer eens verskeie kere gehoor dat mense sê, omdat die Here kan,
Sal hy my genees? Sal hy my vriend genees? Sal hy, jy weet, sal hy die verhoudings herstel? Sal hy my besigheid sterk maak? Dis nie geloof nie, dis bygeloof. Geloof is om te sê, die Here kan. En ek glo dat die Here kan. En as hy wil, dan sal hy. Dan kom ons geloof nie meer op onsself nie. Dan is geloof, dan glo ons nie meer in geloof nie, dan glo ons in die Here. En dis waar dit gaan. Dis waar geloof gaan. Dit gaan oor, wat kan God? Kan God regtig mense genees? Glo ons dit nog? Kan God regtig mense se lewens omdraai? 'n Slegte mens in die wêreld se oë vat en hulle 'n goeie mens maak? Kan die Here regtig in 'n droom verskyn aan 'n moslim en hulle die waarheid vertel? Ek glo hy kan. Ek glo in die Here wat kan. En saam met dit, kan die Here en gaan die Here doen wat hy vir jou beloof het. Ek glo hy gaan. Die geloof in wat God kan doen en nie wat ons dink hy moet doen. Wat ons sê, hy sal doen. Op die ouende kom ons geloof neer op een groot vraag. Waar gaan dit ons? Glo ons dat God mense kan verlos? Dit is die evangelie. Dit is tog op die ouende waar dit neerkom. As ons so saam met Abraham en Gideon en al die ouens sal sê, daar's 'n groter prentjie, daar's 'n ewige prentjie, dan moet ons die vraag vra, maar kan God mense verlos? Romeine 5 vers 8 sê vir ons, God bewys sy liefde. Weereens, bewys. Ons mag ons logika en ons goed hier aan koppel. God bewys sy liefde vir ons, juist hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. So as jy iets soek om in te glo, as jy 'n bewys word, dat God is wie hy is, ons het die kruis, ons het die evangelie, ons het die Bybel, ons het die storie van Jesus om ons te vertel, hoekom ons glo, waarin ons glo, wat maak dat ons kan vashou. Weereens, geloof is nie om jou brein af te skakel, sodat jy kan glo nie. Geloof is om jou brein te gebruik, om te kan glo, dat God is wie hy sê hy is, en dat hy doen, wat hy sê hy doen. Ek gaan nog een laaste keer terugkom net by verwagting. Nou ek is self nog nooit getroud gewees nie, surprise, surprise, maar ek het al baie huweliksvoorbereidings en huweliksberadings gedoen. En die grootste baggage wat enige iemand in hulle huwelik of in hulle verhouding indra, is nie vorige verhoudings nie. Ons dink altyd aan bagasie as vorige verhoudings. Nee, verwagting. Dis die grootste bagasie wat enige iemand in 'n verhouding of 'n huwelik indra. En hieroor kan mens 'n hele preek doen, maar kom ek sê net dit, as ek kom by ons verhouding met God, is dit presies dieselfde. As ons verwagting van God is, dat hy vir ons sal gee wat ons wil hê, dat hy sal al ons gebede beantwoord, omdat ons die beste weet, dat hy vir ons sal ryk maak, soos wat baie kerke preek, dat hy almal sal genees, wanneer ons vir hulle lief is en vir hulle bid, dan is dit ons verwagtinge waar ons glo. Ons geloof koppel ons dan aan ons eie verwagting. En hoeveel mense wat julle self ken, miskien jy self wat hier sit, het al deur moeilike geloofstye gegaan, selfs al hulle geloof verloor, omdat hierdie verwagtinge nie beantwoord word. Jy verwag iets gaan gebeur, jy bid daarvoor en dit gebeur nie, en dan sê jy, luister geloof daarmee. Dis omdat jou geloof gekoppel was aan iets wat nie God is. En as dit nie jou eie is nie, ons almal gaan deur geloofstryde, maar iemand wat jy ken, het dit al beleef. Ek kan jy dit amper waarborg. Hulle het geglo in iets, maar daai iets was nie God nie. Dit waar ons geloof koppel, is in God en sy beloftes.
Want God is die een ding wat ons altyd kan glo. Die een persoon en sy beloftes kan ons altyd glo. Ek het net begin deur te vra of gepraat oor die internet, wat onbetroubaar is. En ongelukkig, dis 'n waarborg vir mense ook. Mense gaan jou teleurstel. Ek, as geestelike leier, gaan jou teleurstel. Op 'n stadium, so jou geloof kan nie in my lê, of in enige ander geestelike leiers nie. Jou geloof kan nie in jou man of jou vrou lê nie. Hulle gaan dalk ooit, jy weet, jou verneer nie, maar op 'n stadium gaan daar iets gebeur waar jy jou teleurstel. Jou geloof kan nie in jou ouers lê nie, of in jou grootouers, of in jou kinders nie. Net God doen altyd wat hy beloof, en is altyd wie hy is. Romeine 5 vers 8 wat ons net nog gelees het, sê, hy het dit klaar gedoen. Hy het eintlik klaar sy deel gedoen. Ons het klaar die volle prentjie, waar Abraham en Isak en Jakob en Moses en Noag en Gideon almal moes vorentoe kyk. Ons het die voorreg om te kan terugkyk. Dit kan sê, daar's God se belofte en datum beantwoord. Daar's wat geprofeteer is, daar sal dit gebeur. So nou staan jy met die keuse. Wat gaan jy kies? Gaan jy kies om te glo in die God wat regtig betroubaar is? Gaan jy kies om te glo in die beloftes wat waar is? Nie die beloftes wat jy in jou kop opgemaak het nie, nie die verwagting nie. Gaan jy dit kies? Of gaan jy kies om te sê, maar ek is eintlik gelukkiger op my eie. Ek is eintlik gelukkiger met my eie prentjie van God, as die ware prentjie. Wat kies jy? Want Jesus het klaar sy deel gedoen. En hierdie teks wat praat oor Jesus wat staan en klop, dit gaan nie oor mense wat ongelowig is nie, dit gaan oor gelowiges. Jesus staan by die gelowiges. En hy klop. En hy sê vir jou, asseblief, maak my deel van jou lewe. Jy moet kies. Niemand kan hy keuse vir jou maak. Hoe gaan ons geloof ons nader aan God bring? Dis op jou net die vraag wat ons vandag wil vra, so hierso is sommer eenvoudige praktiese stappe. Eerstens, ons moet ontslae raak van wat geloof nie is nie. Jy moet op 'n manier kan agterkom, wat is die bygelowe in jou lewe? En ek het ook nog nie van hulle almal ontslae geraak nie, want my teologie sê een ding, maar in hoe ek lewe, sukkel ek maar nog steeds. Sukkel ek maar nog steeds om nie eerstens te stres nie, want dis al klaar om vir God minder te vertrou. Maar omtrent in elke opsig kry daai bygelowe in ons koppe. En kom terug by wat geloof regtig is. 'n hoop, 'n sekerheid op 'n hoop. 'n belofte van God en die vertroue daarop. Tweedens, onthou wat God reeds gedoen het en kies. Ons kan nie glo as ons nie die storie ken. Die storie is natuurlik die evangelie, maar dit is baie breër as dit. Die storie van wat God in jou eie lewe gedoen het. Die storie van wat God in ander mense se lewens gedoen het. En dit bring ons tot die derde punt ook. Geloof is ook om te deel met mekaar. En ons wou eintlik baie graag vanoggend iemand gehad het om 'n storie te kom deel. Die persoon is nou in self-isolasie, so hulle sal volgende week met ons gaan gesels, maar geloof is om te deel met mekaar. Want daai dag wanneer ek sukkel, daai dag wanneer my lewe so moeilik is dat ek sukkel om vir God raak te sien in my omstandighede, dan kan iemand anders kom en vir my kom sê, hier is wat God vir my gedoen het. Hier is wat God in my lewe op verander het, of net iets van die Bybel vir ons beloof. Ons het mekaar daarvoor nodig. So, om regtig nader aan God te kom deur ons geloof, het ook ander mense nodig. So ek maak vir ons klaar, mag jy, wat hier sit, die wysheid hê om te onderskei wat ware geloof is. Mag God vir jou daai wysheid gee en hy beloof, hy gee dit vir die een wat vra. Mag jy die dapperheid hê om vas te hou aan God se beloftes. Nie dit wat jy wil hê nie,
met dit wat God regtig beloof het. En Jesus sê vir ons baie uitdruklik, dit gaan moeilik wees by tye. Hy praat van jou kruis opneem. Dit is nie 'n maklike ding om te doen nie. Mag jy dapper genoeg wees om dit te kies en om te volg op grond van sy beloftes. En mag jy die vrymoedigheid hê om te deel dit wat jy by God gehoor het en geleer het in sy storie. Dit wat jy in jou eie lewe beleef het. En ook dit waaroor jy onseker is. Dis dalk van die moeilikste is om te kan erken teenoor mekaar wanneer ons sukkel. Mag jy die vrymoedigheid hê om vir iemand wat jy vertrou te sê, hoorie, dit gaan nie nou goed met my geloof nie. Sodat ons mekaar op die hand kan dra. Kom ons bid saam. Here, ek glo in U. Ek glo in alles wat U gedoen het. Ek glo U het die aarde gemaak. U het vir my gemaak en elke persoon hier en U is vir ons oneindig lief. Soos al jou woorde gesê het. Onverwaarlik. Here, ek glo dit. Help my met my ongeloof of my geloof. Here, en ek bid vir elke persoon hierso, die wat ook nie hier is nie, die wat ook hierdie op die TV kyk, dat U vir ons sal help om ons geloof weer terug te bring by wat ware geloof is. En dat ons daarop sal staan, met sekerheid U sal volg. Dankie Here, dat U vir ons self kom wys hoe dit lyk ook, tot in die kruis. Ons bid in Jesus se naam.